vanmôre. Vader, ons loof U en ons eer U vanmôre, want U is waardig, Here. U is groot en U is goed, Here. U genade is so oorvloedig oor ons vanmôre, Here. Ons kan nie anders vanmôre as om te sê, Here, ons eer U, want U is waardig nie, Here. Ons kan nie anders vanmôre om te sê, ons loof U, Here, want U is waardig vanmôre, Here. U alleen is vanmôre waardig om aanbid te word, Here. U alleen is vanmôre waardig om geëer te word, Here. En daarom is ons in hierdie plek saam, Here, want ons het vanmôre een begeerte, en dit is om nader vanmôre aan Jesus te kom, Here. Om by die voete van Jesus te kan kom sit, Here, en net te kan kom indrink meer van U vanmôre, Here. Ons begeerte is vir meer van U. Heilige Gees, dankie dat U vanmôre hierdie plek sal kom vul met U soete teenwoordigheid, Here. Vader, dankie dat U elke storm in elke hart sal stil maak vanmôre, Here. Vader, dankie dat U nog die antwoorder van gebed is, Here. Dankie dat U vanmôre nog red, Here. Dankie dat U vanmôre nog genees, Here. Dankie dat U vanmôre nog vry maak, Here. Dankie dat U nog doop met die Heilige Gees, Here. Dankie dat U nog in elkeen van ons belang stel. Dankie, Here, dat U in elke opsig, Here, alles van ons af weet, Here. U ken ons vrese, U ken ons begeertes, Here. U ken elke aspek van ons lewe. U ken ons probleme, Here. U weet wat aangaan in ons lewens vanmôre. Vader, ons dankie dat U belang stel vanmôre in elkeen wat in hierdie plek is, Here. Want daar sal nie 'n haar van ons hoof afval of U weet dit nie, Here. Ons is vanmôre oop en bloot voor U en daarom eer ons U, daarom loof ons U en daarom aanbid ons U, Here. Waardig is U naam vanmôre in Jesus naam. Halleluja, halleluja. Daar sy prys die Here. Thank you, Jesus. Sê vanmôre lief vir Jesus. Amen. Ek is vanmôre lief vir hom. Ek dink is verlede week wat ons daai liedjie gesing het, The Longer I Serve Him. Nee, dit was nie dieselfde, dit was nie daai selfde een. Iemand kom selfde neer. Hoe langer ek die Here dien, the sweeter it gets. Every day I serve Him, the sweeter it gets. Dis raak net beter om die Here te dien. Dag vir dag is dit net beter. Halleluja. Nou ja, ons is besig met die boek Hebreërs. Ons het verlede week Hebreërs 1 en 2 gedoen en ons moet daarna kyk dat as jy nie Hebreërs 1 en 2 hier was nie, maak seker jy gaan na YouTube Gees en Waarheid, gaan kyk Hebreërs 1 en 2, daar's baie daarin opgeteken, dit sal jou verryk en jy gaan baie leer daaruit. So maak seker dat jy dit gaan kyk. Dan gaan ons vandag aangaan by Hebreërs 3 en 4 vanmôre. Nou ja, hoekom kyk ons na die boek Hebreërs? Want dit is belangrik wat in die boek Hebreërs opgeteken staan vir ons vandag, alhoewel dit geskryf was aan die Jode wat destyds tot bekering gekom het, was dit aan hulle geskryf gewees, maar dis vir ons belangrik vandag, want ons gaan deur baie van dieselfde dinge gaan. So die agtergrond is dat die Joodse Christene het erge vervolging ervaar in daardie tyd, en dit is hoekom die boek aan hulle toe geskryf is, aan hierdie Jode wat hierdie tot bekering gekom het en hierdie erge vervolging ervaar het. Die boek verduidelik aan ons en daai tyd aan hulle die kruis en vermaan hulle om vas te staan. Dit het hulle gemotiveer ten spyte van die vervolging wat hulle ervaar het, om nie terug te val na die Jodendom nie. So Psalm 119 vers 11 sê vir ons, ek het U woord in my hart gebere, dat ek nie teen U sal sondig nie. En dis hoekom ons die boek Hebreërs bestudeer, en ons kyk wie is Jesus, nie net histories nie, maar wie is Jesus voor die grondlegging van die aarde, sodat ek hierdie woord en hierdie waarheid in my hart kan bære, ek nie teen Jesus sal sondig nie. So die boek het 2 hoofgedagtes, so ek recap net so vinnig van verlede week. Jesus verhewe is bo alles, waardig is aan jou aanbidding. So die eerste gedagte is, Jesus is verhewe bo alles. Daar's niks bo Jesus nie, Jesus is verhewe bo alles.
en dan bly getrou aan Jesus self te midde van vervolging. Al word jy vervolg, bly getrou aan Jesus. Dis die twee hoofgedagtes van die boek van Hebreërs. Ja, die boek verduidelik ook dat Jesus hoër is as die engele en die Torah. Die Torah is die eerste 5 boeke van die Bybel wat die Jode mee bekend was daai tyd. Beter is as Moses en die beloofde land. Beter is as die Levitiese priesters en Melchisedek, en 'n beter offer is en 'n beter verbond. So toe Christus gesterf het, het hy vir ons 'n beter verbond gebring. Hierdie verbond van genade. So die tydperk wat hierdie boek ingeskryf was so 60, 68 na Christus, want die Levitiese priesterskap was nog in plek gewees, en ons weet dat dit het vervalle geraak 70 na Christus toe die tempel vernietig is. So die hoofgedagtes, ek gaan net vinnig deur die hoofgedagtes van die boek Hebreërs gaan, en dit is die opskrifte, so as jy gaan kyk in jou boek, jou 53 vertaling, die opskrifte bo, elke hoofstuk is basies wat ons hier vir jou gaan gee. So hoofstuk 1 gaan oor die voortreffelikheid van Christus bo die engele, en hoofstuk 2, Christus as seun van die mens bo die engele, is hoëpriester en kan medelee hê met ons swakheid. So hoofstuk 1 en 2 gaan oor wie Jesus is, en julle sal sien dat ons dit baie goed uitgelig, en Hebreërs lig dit baie goed uit, so gaan kyk na daai woord as jy nie hier was nie, dat Jesus is God. Goed, so ons gaan, jy kan daarna gaan kyk op die video. Dan hoofstuk 3 en 4 wat ons vandag gaan doen, is Christus is groter as Moses, of die wettiese stelsel, en is 'n waarskuwing teen ongeloof en ongehoorsaamheid. So dit is hoofstuk 3 en 4. Hoofstuk 5 en 6 gaan oor Christus oortref die hoëpriesters van die ou verbond. Hoofstuk 7 handel oor die priesterskap van Melchisedek. Dis 'n baie interessante ding om na te kyk, 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus. Hoofstuk 8, die ou verbond is 'n voorbeeld en is verbygaand. Christus is die middelaar van 'n beter ewige verbond. Prys die Here vir daardie verbond. Hoofstuk 9 en 10 is die offers van die ou verbond moes gedurig herhaal word, omdat hulle onvolmaak was. Die offer van Christus het eenmaal plaasgevind en was heeltemal voldoende. Hoofstuk 11 handel oor die aard van die geloof, voorbeelde uit die Ou Testament. So dit gaan oor die geloofshelde, baie interessante hoofstuk. Hoofstuk 12, volharding onder beproewing, volgens die voorbeeld van Christus, en dan hoofstuk 13, verskillende voorskrifte. So dis 'n opsommend waaroor die boek Hebreërs alles handel. Nou ja, 1 en 2 het ons nou gedoen. Hoofstuk 3. Goed, deel 2, hoofstuk 3. Vers 1, is julle reg? Right. Daarom heilige broeders. As ons nou kyk daarna, hy spreek ons aan as heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op. So hy sê vir ons, let op die volgende. Let op, wat is die doel waarom Jesus gekom het? Hy sê die apostel en hoëpriester van ons belydenis Christus Jesus. Vers 2, ons gaan nou na albei saam kyk. Wat getrou was aan hom wat hom aangestel het. Wie het hom aangestel? Die Vader. Nou goed, hy vergelyk, praat hier van 'n paar dinge. Hy praat van Moses, hy praat van Jesus as apostel, hoëpriester, hy praat van ons as heilige broeders, hy praat van die hemelse roeping. So kom ons kyk na al daai goed. Moses, moet ons onthou, was een van Israel se grootste nasionale helde. Vandag nog, as jy met 'n joetjie praat, wat nou nie vir Jesus ken nie, is Moses is die ou. Alright, Moses is alles. Hulle praat altyd van Moses. Moses word omtrent die hoogste aangeskrewe, en dis hoekom die Hebreërs skrywer nou hier spesifiek van Moses praat, want hy weet hoe belangrik is Moses vir die Jode. Moses was een van Israel se grootste nasionale, daarom is dit die skrywer se strategie om Christus se oneindige meerderwaardigheid teenoor Moses te demonstreer. Die boodskap is gerig aan die heilige broeders, dit het ons nou gesien, heel bo, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, alle wedergebore kinders van God, alle wedergebore gelowiges is heilig, wat hulle posisie betref. Maar wat bedoel ek daarby? Die dag toe jy tot wedergeboorte gekom het, toe Jesus gekom en het jou uit die duisternis uitgehaal en het jou in die lig gesit. Met ander woorde, my posisie het van onheilig
na heilig. Wat beteken? Van onafgesonderd na afgesonderd vir Christus toe beweeg. So wat my posisie aanbetref, is ek heilig. En ons behoort heilig te wees wat ons lewenswandel betref. In Christus is ons heilig, in onsself behoort ons heilig te wees. Met ander woorde, ek moet nou ook heiligmaking nastreef. Ek moet let op hoe ek leef. So wat my posisie aanbetref, is ek 'n heilige broeder. En dis wat hy daar vir ons sê. Ons hemelse roeping is in teenstelling met die aardse roeping van ou Israel, die Ou Testamentiese heiliges. Hulle was geroep tot materiële seëninge in die land van belofte. So hulle het gesê, hier is hierdie beloofde land wat vir julle voorlê hier op die aarde. Maar wat in teenstelling met dit het ons 'n hemelse roeping. Die kerktydperk gaan oor gelowiges wat geroep is tot geestelike seëninge in die nou en in die hemelse erfenis. So ons het 'n geestelike seëning wat nou vir ons hier is. Die Here sorg nou vir ons en ons het 'n hoop op 'n ewige erfenis. Dis ons hemelse roeping. Dink aan Jesus. Hy is die apostel. So hy word, die skrif sê daar vir hom, dink aan hom, wat slaan ag dat hy is apostel en hoëpriester. Goed, van ons belydenis, deur hom as apostel te bely, bedoel ons dat hy God vir ons verteenwoordig. So Jesus verteenwoordig God vir ons. Dit is wat dit beteken dat hy apostel is. En deur hom as hoëpriester te bely, bedoel ons dat hy ons voor God verteenwoordig. So as apostel verteenwoordig hy God vir ons, en as hoëpriester verteenwoordig hy ons voor God. Dis nou mooi, né? Hebreërs 3:3. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, na mate hy wat die huis gebou het, meer eer as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En ons onthou, Jesus is God. Alles het deur hom en tot hom ontstaan. Niks het ontstaan wat nie deur Jesus ontstaan het. Hebreërs 3 vers 5. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word. So Moses het gepraat van dit wat sou kom. Kom ons kyk wat het God vir Moses gegee om te skryf in Deuteronomium 18:18. God sê vir hom, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê, alles wat ek hom beveel. Soos wat Moses was, so sê Moses, so sal een kom, wat soos ek was. Vers 19, en die man wat nie luister na my woorde, wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis. Hierdie was vervul in Christus gewees. Kyk wat sê Johannes 12, vers 49 en 50 vir ons. Hy sê, want ek het nie uit myself, dis nou Jesus wat hier praat, hy sê, want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is, wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. En dis wat na Moses verwys het. Hebreërs 3 vers 6 gaan hy aan. Hy sê, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis. Ek en jy is vandag die geestelike huis, en die Heilige Gees kom wat doen? Doen wat? Hy kom maak woning binne in ons. So maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop, die ewige lewe, tot die einde toe onwrikbaar vashou. En die hele tyd deur, sien ons deur die boek Hebreërs, hoe hy vir ons sê, hou vas tot die einde toe. Hou vas, druk deur tot die einde toe. 1 Petrus 2:5. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. So die Heilige Gees woon in my, ek is sy huis, maar ek en julle saam, ons is elkeen geestelike stene wat hierdie huis weer vorm. Waarvan Christus die bouer is. Openbaring 2:26, hy sê, en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde
toe bewaar, sal ek mag gee oor die nasies. Heeltyd, tot die einde toe, tot die einde toe, tot die einde toe. Ons moet nie moeg word en teen die pad gaan sit nie, tot die einde toe. Nou is daar vir ons 'n rus wat kom, en ons gaan nou hier in Hebreërs 3 vers 7 verder kyk. En ek gaan met ons deel 7 stappe uit die volgende gedeelte uit. 7 stappe wat lei tot, die Engelse woord is apostasy, of afvalligheid. So, ek as 'n kind onthou hierdie hele woord is geskryf aan die heilige broeders, dis geskryf vir kinders van die Here, en hy wys vir ons hier 7 stappe wat kan lei tot ons afvalligheid. So ons moet hierdie goed ken, identifiseer en wegbly van dit af, dat ons nie afvallig word van ons geloof nie. So, derentyd sal ek die stappe vir julle uitwys. Hebreërs 3 vers 7. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle my stem hoor, die eerste stap tot afvalligheid, is ek wil nie meer die stem van die Here hoor nie. Ek voel ongemaklik, so gaan sit nie in die kerk nie, want ek gaan die stem van die Here hoor. Ek as iets opkom en sien hom op my YouTube feed, dan scroll ek verby, want ek wil nie die stem van die Here hoor. Eerste stap tot afvalligheid. Hoekom? Want ek weet ek is besig met dinge wat ek nie moet doen nie. So die eerste stap is, ek kom op 'n plek, ek wil nie die stem van die Here hoor nie. Want dit spreek tot my en ek wil dit nie hoor nie. 3 vers 8. Verhard julle harte nie. So vandag, as jy die stem van die Here hoor, verhard jou hart nie. Soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn. So wat het gebeur? Toe hulle deur die Rooi See getrek het hulle hart verhard teenoor die Here. Hy sê, so moet dit nie doen nie. Verhard julle hart nie. Dis die tweede stap tot afvalligheid. Eerste stap is, ek wil nie die stem van die Here hoor nie. Die volgende stap is, selfs al hoor ek het my hart verhard, so ek ignore dit. Ek wil dit nie hoor nie, ek druk dit weg. Ek verhard my hart, tweede stap. Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 13 vers 5 vir ons. Hy sê, ondersoek jouself of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self, dat Jesus Christus in julle is nie. As julle ten minste nie verwerplik is nie. Jy sien, wanneer ek my hart verhard, dan wil ek myself nie ondersoek nie. Want sodra ek op die plek kom, en ek sê, Here, is ek op die pad? Is ek nog reg? Is daar iets in my lewe wat U nie behaag nie? Sodra ek dit begin doen, dan moet ek begin eerlik wees, hierdie buiteegtelike verhouding wat ek het, of hierdie dronkparties wat ek hou, die Here hou nie daarvan nie, en daarom wil ek my hart verhard, want ek wil dit nie hoor nie, want ek wil voortgaan in my sondige lewe. Jy is op 'n gevaarlike plek. Hebreërs 3:9. Waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Vir 40 jaar lank het die Israeliete gesien hoe die hand van God beweeg. Kan jy imagine, vir een oomblik, jy het by die Rooi See gestaan, en jy het gesien hoe die Rooi See voor jou oopgaan. Kan jy dit net imagine? Kan jy net imagine dat jy gesien het, dat daar 'n vuurkolom was, in die nag wat jou vooruit gegaan het, en jou warm gehou het, want daai woestyn raak koud in die aand. Hulle hoef nie eens gaste gekoop het nie. Dink net hoe lekker was dit. Kan jy net imagine, hoe warm word die woestyn, en die Here gee vir hulle 'n wolkkolom om hulle koel te hou, en voor hulle uit te trek. Just imagine seeing that. And yet, they rebelled. Nou, ek het die voorreg gehad om daar by Mount Sinai te wees, of die regte Mount Sinai is nog 'n ander vraag, maar dit maak nie saak, daai hele area lyk so. Ek wil vir julle sê, dis nie 'n lekker plek dan te wees nie. But still, as die Here water uit die klip laat loop het vir my om te drink, elke dag vir my kwartels gegee het, elke dag manna gegee het. Jy het daar rebeld. 40 jaar lang het hulle dit gesien. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag gesê, altyd dwaal hulle met die hart.
En ek wil vandag vir julle sê, dit is nog steeds vandag geldig. Mense se harte dwaal nog steeds weg van God af vir een of ander rede. Dwaal nog steeds. Maak nie saak wat die Here vir jou gedoen het nie. Die Here het jou miskien diep uitgehaal. Die Here het jou vrygemaak. Die Here het vir jou deurgekom op besonderse maniere. En dan dwaal my hart. Maar hulle het my weer nie leer ken nie. Hier is die antwoord. Hoe maak ek seker my hart dwaal nie? Bly by die Here. Bly by sy woord. Bly in die gemeenskap van die gelowiges. Ondersoek jou hart. Leer sy weë ken. As jy in sy weë wandel, sal jy nie afdwaal nie. Spreuke 4:23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Moet my hart bewaar. Ek moet my hart verhard raak nie. Ek moet nie laat my hart dwaal nie. Spreuke 16:25, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Jy moet die woord ken. Jy moet weet wat sê die woord. Jy moet nie op die weg dwaal wat reg lyk nie. Baie mense wil nie met hulle praat oor die weg waarop hulle is nie. Want ek wil tog net nie hoor dat ek dalk verkeerd kan wees nie. Dit is almal so. Maar maak seker is op die regte pad, moet nie op die dom pad wees wat reg lyk nie. You've got one chance to this. To get it right. Hebreërs 3:11. Sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Watter rus was dit? Kanaan, die beloofde land. Wat het toe gebeur? Toe die Here gesweer het, hulle sal nie daar ingaan nie. Vers 12, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Die Engelse woord is departing. So is nog nie 'n apostasy nie, is net departing. So dis die derde stap tot afvalligheid. 'n verharde hart lei tot ongelowigheid. So hy sê, moenie 'n ongelowige hart kry nie, so as ek nie die stem van die Here verder wil hoor nie, nou verhard ek my hart. Hierdie verharde hart ry na ongelowigheid. En dan die vierde stap, departing. Stap weg. Miskien nog nie heeltemal van die Here af nie, maar ek kom nie meer in sy teenwoordigheid. Hier waarsku die skrywer van Hebreërs weer die broers, die Christene, deur die voorbeeld van Israel se mislukking in die woestyn. Hulle is uit Egipte gebring met die volste versekering van seën en voorspoed en 'n ewige rus. Deur hulle sonde en hulle ongeloof het hulle die beloofde seëninge gemis. In die woestyn geval en van God afgesny. Die skrywer stel dit duidelik dat Christene, wedergebore of geredde manne, ook kan terugkeer na 'n bose hart van ongeloof van die lewende God afwyk, verhard word deur die bedrog van sonde, deur God afgesny word en uiteindelik verlore gaan. Ek het so 'n paar weke terug 'n woord gebring wat op YouTube is, wat ons toe nou in Richmond opgeneem het. So die beligting is nie so goed nie. Maar gaan kyk daai wat sê sonde teen die Heilige Gees. Dit het doen met wanneer kan ek afvallig word van die geloof. Dan kyk dit gerus op 'n YouTube channel. Hebreërs 3:13. Maar vermaan mekaar. Sê bietjie vermaan mekaar. Ons hou nie van dit nie, nê. Ons hou nie daarvan om tereggewys te word nie. Dit is nie lekker nie, ons wil nie tereggewys word nie. Maar dis Bybels. Maar vermaan mekaar. En hier wil ek jou sê, jy moet sorg dat jy deel is van 'n gemeente. Want as jy nie deel is van 'n gemeente nie, wie gaan jou vermaan? Jy moet ergens ingeskakel wees. Ek waardeer die amper 400 mense wat online is vanmôre. Dis great. Maar jy moet deel wees van 'n gemeente. Jy moet ergens ingeskakel wees. Mense wat jou ken.
Mense wat kan sien wanneer jy bietjie begin afdwaal, sê, hey boetie, wat maak jy? Kom terug. Of iemand wat teen die pad gaan sit, nee, kom, ons moet volhard tot die einde toe. Staan op. Vermaan mekaar. Dit kan jy net doen as jy deel is ergens van 'n geloofsgemeenskap. So hy sê, vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Wat verhard my hart? Sonde. En daarom moet ek kan sien as Jacques besig is om iets te doen wat hy nie moet doen nie, soos hy, weet nie, ry my kar of iets. Dan moet ek sê, hey, wat maak jy? Wat doen jy? Vir jou kan sê, wat doen jy? Waarmee is jy besig? Want as jy afgaan in hierdie pad, gaan jou hart verhard. So jy moet deel wees van 'n kerkgemeenskap. Dit is 'n Bybelse beginsel om ingeskakel te wees by 'n gemeente. Daar's 'n woord daaroor ook op die YouTube channel, moet ek kerk toe gaan. Kyk daarna ook. Hebreërs 3:14. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Weereens praat hy van tot die einde toe. Kyk wat sê Hebreërs 12 vers 2. Nou weet ons nog by Hebreërs 12 nie, maar pas hier in. So ek moet tot die einde toe vashou. Wat beteken dit om tot die einde toe vasgehou? Die oog gefestig op Jesus. Die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. My oog gefestig op Jesus. Hoe bly ek op die pad? Moenie jou oog van Jesus afval en op die dinge van die wêreld sit nie. I love that song, the cross before me, the world behind me. No turning back. My oog gefestig op Jesus. Dis hoe ek in die geloof bly. Hebreërs 3:15. Omdat daar gesê word, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Vers 16. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder die leiding van Moses uit Egipte land gegaan het nie? So wat is die 5de stap van afvallig word of apostasie? Openlike rebellie. Openlike rebellie. So wat is die stappe? Ek wil nie meer die stem van die Here hoor nie. Ek verhard my hart. Dit lei tot ongeloof. Nou begin ek wegstap. En nou begin ek openlik te rebelleer. Hebreërs 3:17. En op wie was hy 40 jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het? Dit was op hulle wat gesondig het. Wie se lijk in die woestyn geval het nie? 600,000 min of meer. Het uit Egipte land uitgetrek. En die res van hulle, of almal van hulle se lyke lê in die woestyn. 40 jaar, 600,000. Baie. So wat is die 6de stap? Gewoonte sonde, sorglose leefstyl en blaatante oortreding van God se wette, God se riglyne van hoe ons moet lewe. Dis die 6de stap. En as ek eers daar gekom het, is ek nou in groot moeilikheid. Hebreërs 3:18. En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is? Vers 19. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. So die 7de stap is dan afvalligheid. Kan nie ingaan nie. Alle geloof in God en sy verlossingswerk het ek nou oorboord gegooi, buite alle hoop om bekering as gevolg van geen geloof meer nie. Hebreërs 4 vers 1, julle is halfpad, julle het dit gemaak, is julle nog wakker? Is julle nog reg? Kan ons gaan? Right, prys die Here. 4 vers 1, laat ons dan vrees dat.
Het ons 'n vrees vir die Here? Vrees jy God? Ons hoekom ek hou niks daarvan as iemand vir my sê, die man daarbo nie. Dan wil ek vir jou sê, as jy so van die Here praat, weet ek nie of jy God vrees nie. Hy is nie die man daarbo nie, hy is God. En hy is heilig. Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Jy sien, ek wil weer 'n bietjie terugkom na die vrees toe. Deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Nie deur die liefde van God nie. Jy sien, is die liefde van God wat jou trek na hom toe. Maar dis wanneer ek 'n vrees van die Here het, wat ek bleg bly van sonde af. Vrees vir die Here. So vers 1 sê vir ons, laat ons dan vrees. Hoekom ons? Sodat ons nie met agterbly nie. Want as jy vrees vir die Here, dan bly ek weg van sonde af. Dan gaan ek nie teen hierdie 7 punte gaan van apostasie nie. Hebreërs 4 vers 2, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit die hoorders nie met geloof verenig was nie. So ek kry die evangelie en ek sit my geloof by mekaar en ek word wedergebore. Hebreërs 4 vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in. So, wil jy die rus ingaan? Maklik, word wedergebore. Glo in Jesus. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens van 'n 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige van daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag. Watter dag is dit? Nie Saterdag nie, of Sondag nie. Vandag, maar vandag is Sondag. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie. So wat is hoe gaan ek in die rus van die Here in? Vandag, as ek sy stem hoor, verhard ek nie my hart nie, en ek word kind van God, en ek gaan sy rus in. Hier gaan ek julle 'n interessante ene sê. Hebreërs 4 vers 8. Wie het 'n King James Bybel hierso? Ek het 'n vertalingsfout in die King James opgetel. Ek het regtig nie gedink die King James het 'n vertalingsfout nie, maar hy het. Die Afrikaans en al die ander Engelse vertalings is reg vertaal. Vers 8 sê, want as Joshua, hy sê, ek sal dit vir julle gee, het jy hom, right? For if Jesus, verkeerd vertaal, want as Joshua, Jesus is Isios in die Afrikaans, in die Grieks, en hulle het Jesus daarin gesit, en was nie die woordjie Grieks, die woordjie daar is Joshua, nie Jesus nie. Interessant, né? Afrikaanse vir Bybel is reg vertaal, prys die Here, en al die ander, so julle NIV ouens en so, daar's vir julle punt, yes, daar's vir julle punt, as jy ook reg vertaal. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy, dis nou God of Jesus, nie van 'n ander dag daarna spreek nie. So hier sê die Hebreërs skrywer vir ons dat Jesus was beter as Joshua, en ek gaan net so vinnig 'n paar redes gee hoekom. Want Jesus was nommer 1, God se eniggebore seun, en Joshua was nie. Christus se volgelinge gaan nou die rus in. Joshua het nie rus gegee nie. Christus het 'n ware rus voorsien waar van die sabbate onder Joshua bloot tipes was. Vir die mense wat so graag sabbat wil hou, hier is vir julle 'n bietjie, so klein bietjie teaching daaroor. Kolossense 2:16. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge.
So wat was die Sabbatsonderhouding, wat in elk geval nie vir ons gegee was om te onderhou nie? Was 'n skaduwee, net soos die feeste, was 'n skaduwee van die toekomstige dinge. Die Sabbat was 'n skaduwee wat Christus kom vervul het. Dis 'n skaduwee van die toekomstige dinge. Maar die liggaam behoort aan Christus. Die vierde rede hoekom Christus beter is, Josua, Christus het die ewige rus voorsien, Josua het nie. Christus het rus voorsien, beide hier en hierna, Josua het nie. Ons gaan aan Hebreërs 4 vers 9, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Vir ons bly daar 'n Sabbatsrus oor. Die rus wat vir die volk van God oorbly, kon nie een van die volgende 3 gewees het nie. Watter 3 praat ek van? Kom ons kyk. Die Sabbat wat ons van lees in Genesis 2 vers 1 tot 4. Want dit was God se rus en nie die mense nie. God het gerus. Dit kan ook nie die Sabbat van Eksodus 20 wees waar die 10 gebooie is nie. En ook nie die rus van die beloofde land nie. Hoekom nie? Want beide Dawid en die Hebreërs het gepraat van 'n toekomstige rus, lank na hierdie 3 rustye. So hy praat nie van dit nie, hy praat van 'n toekomstige rus. Vers 2, tweede rede hier. Die rus wat vir die volk van God oorbly is tweeledig. Die eerste een is dis die rus in Christus. So wanneer ek Jesus aangeneem het, then I enter into his rest. Matteus 11:28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle wat gee? Rus gee. Neem my juk op, julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal wat vind? Rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Hebreërs 4 vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Ons gaan in sy rus in, wanneer? Wanneer ons geglo het. En dan praat hy ook van 'n ewige rus. So dis die rus wat gebeur nou vir my, wanneer ek Jesus aanneem, sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, kom oor my en ek enters into his rest, en ek is permanent daarin. Ek is nie net op 'n Saterdag daar nie, ek is permanent daarin. So ewige rus, en ons kan daarvan gelees, ek gaan nie, dis alles hier in Hebreërs, so ek sal vinnig vir julle die versies gee. Hebreërs 3:11, Hebreërs 3:18, Hebreërs 4:1, Hebreërs 4:5, Hebreërs 4:9 tot 11, en dan Openbaring 14 tot 13, ek gaan vir julle gou 14 tot 13, Openbaring 14:13 lees. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af al die dode wat in die Here sterwe, ja, die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Wanneer ons hier uitwoon, ons woon by Jesus in, dan gaan ons in sy ewige rus in. Hebreërs 4 vers 10. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Hoe doen ek dit? Deur te glo in Jesus. Hebreërs 4:11. Laat ons dan beywer. Dis nou interessant. Hy praat hier van rus, en dan sê hy beywer. Nou die Engelse woord daar in die Bybel is labor. So jy moet 'n bietjie werk. Okay. Hy sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. 'n bietjie werk om in die rus in te gaan. Dis amper 'n oksimoron, hè. Sodat niemand in dieselfde voorbeeld van die ongehoorsaamheid mag val nie. Met ander woorde, ek moet seker maak dat ek nie afvallig word nie. Bly naby aan die Here. Kyk wat sê Filippense 2:12 ons. Hy sê, daarom my geliefde broeders, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Hoe doen ek dit? Ek bly naby die Here. Romeine 6:22 sê hy verder, hy sê, maar nou, dat julle vrygemaak is van die sonde, prys die Here, hy het my vrygemaak van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking
So wat sê die woord vir ons? Ons moet heiligmaking nastrewe. Ons moet heiligmaking leef. Ons moet meer en meer soos Jesus wees. Ons moet die dinge van die wêreld neerlê. Hy sê tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. So ek begin hierdie journey deur wedergeboorte. And then I keep my focus on Jesus and I walk the path. Ek werk my heil uit. Ek leef heiligmaking. As ek heiligmaking nalewe, gaan ek nie wat doen nie. Ek gaan nie 'n sondige lewe begin lei nie. Want ek glo in heiligmaking. So ek leef, Here, ondersoek my hart. Here, is daar enigiets wat U nie behaag nie? Here, is daar iets wat ek moet leer lê, Here? Ja, daai lelike taal van jou hou ek nie baie van. Here, ek lê dit neer. Daai ongeduld van jou, jy moet dit neer lê. Ek lê dit neer. En wat doen ek? Aan die einde van hierdie journey, hy sê heiligmaking tot wat? Tot uiteindelik die ewige lewe. That's the journey. Dis die lewenswandel van 'n kind van God. Uiteindelik. Hebreërs 4:12. Want die woord van God is lewend en kragtig. Sê bietjie lewend en kragtig. Prys die Here. Die woord van God is lewend. Dis nie 'n dooie boek nie. Dis lewend en kragtig. Nou, hy kan dood wees ook, as jy nie die Gees saam met dit sit nie. Kom ons kyk. En die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar. Is 'n beoordelaar van die oorlegging van die gedagtes van die hart. Dink jy kan enigiets vir die Here wegsteek? He knows your heart. Weer eens gaan kyk na daai woord sonde teen die Heilige Gees. Here ken jou hart. Wat doen die woord? Is lewendig en kragtig. En dit openbaar die gedagtes van die hart. 2 Korintiërs 3 vers 6. Want ons ook bekwam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. So as ek die woord vat en ek sê, Here, hierdie woord van U is lewend en kragtig. Laat hierdie letter lewend word in my lewe. Deur die Gees van die Here. Laat dit lewe word in my. Laat hierdie woord, Here, deur my lewe. Hebreërs 4:13. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. So as jy gedink het jy kon iets vir die Here wegsteek, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Here weet wat doen jy wanneer jy alleen is. Hy ken die gedagtes van jou hart. Hy sê maar alles, sê bietjie alles is oop en bloot. Oop en bloot. Dis nou hier waar die vrees van die Here inkom. Voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ek hou van daai woorde. Jy het te doen met God. Weet jy met wie jy te doen het? Jy het te doen met 'n heilige God. En niks is onsigbaar voor hom nie. Alles is oop en bloot. En dis daardie vrees wat my moet weghou van sonde af. Hebreërs 4:14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, prys die Here vir ons hoëpriester, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Deurentyd verduidelik die Hebreërs skrywer ons ook dat Jesus is vir ons 'n hoëpriester. Hebreërs 4:15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Want Jesus het gekom en hy het vlees geword, en hy verstaan presies waardeur jy gaan. Jy sukkel met iets. Die fout wat mense maak is, hulle wil nie meer die stem van die Here hoor nie, want hulle weet hulle sukkel met
Miskien een of ander afhanklikheidssonde. Sê die Here, nee, ek het medelee met jou. Kom na my toe. I can help you. Ek kan jou help. Wow, kyk net wat sê die volgende vers. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Met vrymoedigheid. God nooi jou. Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die troon van genade. Jy sien in die Ou Testament kon die hoëpriester net eenmaal 'n jaar ingegaan het om versoening te doen vir die volk. En hy moes dit maar met bietjie vrees en bewing doen. Want as daar sonde in sy lewe was, kon hy dood neergeslaan het. Hulle het klokkies aan sy kleed vasgemaak en 'n tou aan hom vasgemaak. As hy eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het om te gaan versoening doen. Want solank hulle die klokkies gehoor het, hulle geweet hy leef nog. En as hulle nie meer die klokkies gehoor het nie, kon hulle tou gevat het en hom uitgetrek het. Maar wat gebeur nou vir my en vir jou vandag? Die Here nooi ons en sê, kom. Met vrymoedigheid. Hoekom kan ons met vrymoedigheid gaan? Want toe Christus gesterf het die voorhang so geskeur. En Christus het vir ons dit moontlik gemaak om vereenselwig te word met God. En nou kan ons elke dag, nie eenmaal 'n jaar nie net op 'n Sabbat nie, 24/7, 365, het jy toegang tot die Vader. Dan kan ek ingaan in sy teenwoordigheid om die waarheid te sê. Hy verlang na jou om in te kom in sy teenwoordigheid. He wants you there. Prys die Here. Ek gaan ons afsluit met 'n gebed. Vader, ons kom na U toe in die magtige naam van Jesus, Here. Waardig is U. Heilig is U naam. Groot is U, Here. Here, dankie dat U vir ons 'n hoëpriester is, Here. Dankie dat U ons genooi het, Here. En dat ons mag ingaan met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van die Here. Vader, ons hartsbegeerte is om op die pad te bly, nie afvallig te word nie, Here. So Heilige Gees, elke dag wil ons U nooi en sê, Here, ek is 'n oop boek voor U, oop en bloot soos U woord sê, daar's niks wat ek vir U kan wegsteek nie. U weet van elke ding, Here. En daarom is daar iets in my lewe is wat U nie behaag nie, Here. Just want to lay it down. En dankie, as jy die Here vra, selfs jy wat online is, as jy die Here vra, sal hy dit vir jou uitwys. As die Here, is daar iets in my hart wat U nie behaag nie. Heilige Gees getrou, He will show it to you immediately. Dan begin jy dit te bely voor die Here en dan word jy vry van daai goeders. En dan kan jy met vrymoedigheid in God se teenwoordigheid ingaan. Hou vas vanmôre tot die einde toe. Here, help ons, dankie dat U elkeen vanmôre versterk, Here, om vas te hou tot die einde toe, Here. Nie boeg te word, nie teen die pad te gaan sit nie om te draai nie, maar om vas te hou. Dankie, Jesus. Groot is U naam. Groot is U naam.